Gemeente, goeiemôre. Hartlik welkom en baie dankie dat u die weer trotseer het en miskien het u ook soos ek 'n kam moes vat toe u aankom om die kapsel te red. Hey, moenie so lag nie. Gemeente, wat 'n voorreg om so in die huis van die Here bymekaar te kom. Ek weet, dis 'n week vanaf ons bymekaar was, maar ek is so opgewonde om saam met u vandag die Emmausgangers te besoek. Hulle harte 'n bietjie te bekyk en saam te ontdek dat wanneer Jesus teenwoordig is, harte warm word. Ek steek vir ons vanoggend die Christuskers aan en ek nooi uit om net vir 'n oomblik saam met my tot rus te kom. Saam met my asem te haal en te weet dat dit die Here is wat ons vanoggend innooi. En dan groet ek u vanoggend met die genade van ons Here Jesus Christus en die liefde van God ons Vader en die hier wees die troos van die Heilige Gees. Amen. Net 'n paar afkondigings. Eerstens wil ek net vir die voortrekkers welkom heet. Ek weet hulle het die naweek hier spandeer en wat ek kon sien vir die oomblikke wat ek hier was, is dat dit 'n sukses was. Ek hoop dit was 'n sukses en mag dit vir elkeen van julle dien as 'n roetemerker. Elkeen wat deel gevorm het, mag dit vir julle gevorm het en mag julle 'n goeie naweek gehad het. Ons het hierdie week as pre-advies bymekaar gekom gemeente en ons vra asseblief dat u aanhou bid vir ons proses. Ek weet nie of ek dit mag deel nie, maar ons het 22 aansoeke gehad vir die pos en dit is 'n groot taak. Sjoe. Ons is so afhanklik vir die Here se leiding en dat die Here ons as pre-advies deur sy Gees een sal maak in die onderskeiding. En die kerkraad later aan wat bykom in die proses, maar gemeente soveel julle ook. Dat julle vir ons sal intree, dat julle vir die families sal intree. Wat nie kan help as om te hoop nie. Om deel te vorm van ons gemeente en uit die aard van die saak is daar net een predikant wat beroep word. En die ander 21 mag ons bid vir hulle harte, hulle families, in sommige gevalle hulle vrouens, kinders, hulle mans, kinders en dat daai boodskap dan nou vir die wat nie suksesvol is nie, verteerbaar sal wees. My gebed is dat hulle sal besef dat hulle in hierdie proses weer terugberoep word na die gemeentes waar hulle tans bedien, indien hulle nie suksesvol is nie. Ons is oorweldig. Ons het, ek glo dit was dit nou donderdag aand? Ja, donderdag aand. Donderdag aand het ons vir 4 ure bymekaar gekom om net deur die CV's te begin gaan. En ja, daar's fantastiese aansoeke en ons prys julle daarvoor. Maar asseblief mag julle saam met ons hierdie proses aanpak op ons knieë. Gemeente, hierdie hartklop ontvang. Ons weet dit is nou skoolvakansie, daar is nie rooi trein nie, daar is nie 10 triks nie, tot en met die skole weer begin. Ons weet van die wynveiling, ons weet van die voedselfees. As daar enige verdere navraag is oor dit, asseblief kontak net die kerkkantoor. Ons wil u graag aan boord hê vir dit. Ons wil u graag uitnooi om deel te vorm van dit. 1 Julie, eerskomende Woensdag, is daar 'n ondersteuningsgroep. U kan, as u meer wil uitvind daaroor, is u meer as welkom om ons ook te kontak. En dan soos wat u blaai, sien ons die voorbidding en die danksegging wat ons het die verjaarsdae. Soos ek nou genoem het ons die 3de leraar waarmee ons besig is. En dan is hier 'n baie oulike projek waarmee ons besig is. Baie dankie Jana en Sandra. Ons is besig om 'n boekhoek bymekaar te maak
en op te stel en te ontwikkel agter hier voor in die gemeente, voor in die ontvangsportaal, voor in die ingangsportaal wil ons 'n bietjie van 'n boekhoek maak en u is welkom om daar ook boeke te bring. Ons wil 'n koffietafel insit, ons wil 'n gemaklike area skep vir jou om 'n boek te bring of 'n boek uit te neem en so ook jou horison te verbreed. Diensentrum se goedjies, die naaldwerk, die manikeer en die pedikeer, die ondersteuningsgroep vir dementia. Dit is nou wat hierdie eerste Woensdag is, wat nou eerskomende Woensdag is. 10:00, as jy vir Suster Ronel wil kontak oor meer inligting van dit, is jy meer as welkom. Die teetuin gaan voort, al is dit skoolvakansie, daar is wegneem etes, koeksusters, ons 'n haarkapper, en dan is daar meer inligting oor die tuisversorging, wat ook deel vorm van ons gemeente se bediening. So, al die inligting is hierso in die hartklop. Gemeente, as u die hartklop het, kan ek u uitnooi om in hierdie tyd wat ons nou gaan geleentheid gee om die Here te dien met ons dankoffers, net om self daardeur te gaan. Kom ons dien die Here met ons dankoffers. Baie dankie. Psalm 59, verskoon tog, Psalm 95. Kom, laat ons jubel tot eer van die Here. Laat ons juig oor die rots by wie ons redding vind. Laat ons na hom toe gaan met lof. Laat ons hom toejuig met lofsange. Want die Here is die almagtige God, die groot koning oor al die gode. Kom ons staan vir ons eerste 2 liedere, waarna ons sitplekke inneem vir die volgende 2 liedere. Kom ons staan. Oh
Kom ons bid saam. Here, vanoggend kom ons as individue, maar ook as gemeente voor U. Here, alles wat ons het en alles wat ons is, soos wat ons nou gesing het, met dit kom kniel ons voor U. Here, U is ons koning, is die koning van die konings. En dit oorweldig ons, dat U elkeen van ons raak sien. Dat U elkeen van ons lief het, en dat U vir elkeen van ons in die kruis gesterf het. Dis ons hoop, Here. Dit gee vir ons moed. Dit gee vir ons die vermoë om nog 'n dag aan te pak. Help ons, Here, om braaf genoeg te wees, sodat ons dit ons diepste identiteit kan maak. Ons bid dit in Jesus naam. Amen. Gemeente, ons lees vanoggend Lukas 24, die verhaal van die Emmausgangers, vers 13 tot 35. Vers 13. En kyk, juis op die dag, nou gemeente net, wat se dag is die dag? Dis die dag van Jesus se opstanding. Juis op die dag was 2 van hulle op pad na 'n dorp met die naam Emmaus, 60 stadion van Jerusalem af. Hulle het met mekaar gepraat oor al hierdie dinge wat gebeur het. Terwyl hulle so praat en bespiegel, kom Jesus self nader en loop saam met hulle. Maar hulle oë is verhinder om hom te herken. Hy sê toe vir hulle, waaroor loop julle so met mekaar en redeneer? Hulle het gaan staan, hulle gesigte somber. Een van hulle, met die naam Kleopas, het hom geantwoord, is u die enigste vreemdeling in Jerusalem wat nie weet van die dinge wat in hierdie dae in die stad gebeur het nie? Hy vra hulle, watter dinge? En hulle antwoord hom, dit wat gebeur het met Jesus van Nasaret, 'n profeet, magtig in woord en daad in die oë van God en die hele volk. En hoe die leierpriesters en ons volksleiers hom oorgelewer het om ter dood veroordeel te word en hom laat kruisig het. Ons het bly hoop. Gemeente, dit is belangrik. Ons het bly hoop dat dit hy is wat Israel gaan verlos. Maar intussen is dit nou al die 3de dag vandat dit gebeur het. Sommige vroue uit ons geleerdere het ons boonop ontstel. Hulle was vanoggend vroeg by die graf en toe hulle sy liggaam nie vind nie, het hulle kom vertel dat hulle 'n visioen gesien het van engele wat sê dat hy leef. 'n Paar van ons het na die graf gegaan en dit net so aangetref soos die vroue gesê het, maar hom het hulle nie gesien nie. Toe sê hy vir hulle, o julle wat so sonder begrip is, met harte wat traag is om alles te glo wat die profete gesê het. Moes die Christus nie hierdie dinge ly en in sy heerlikheid ingaan nie. Hierna het hy begin om al die skrifte oor hom, vanaf Moses en die profete, vir hulle uit te lê. Toe hulle nader kom aan die dorpie waarin hulle op pad was, het Jesus voorgegee dat hy verder wil reis. Maar hulle het sterk by hom aangedring, bly by ons,
want dit is amper aand en die dag is reeds verby. Hy het toe ingedraai om by hulle oor te bly. Terwyl hy saam met hulle vir ete aangeleen het, het hy brood geneem, die seëngebed uitgespreek, dit gebreek en vir hulle gegee. Toe is hulle oë geopen en hulle het hom herken. Hy het egter uit hulle sig verdwyn en hulle het vir mekaar gesê, was ons harte nie brandend in ons, toe hy met ons langs die pad gepraat en die skrifte vir ons uitgelê het nie. Hulle het onmiddellik opgestaan en na Jerusalem teruggekeer, waar hulle die 11 en die ander saam met hulle bymekaar gevind het. En hulle het gesê, die Here is werklik uit die dood opgewek en het aan Simon verskyn. Hulle verduidelik toe wat op die pad gebeur het en hoe hy met die breek van die brood aan hulle bekend geword het. Gemeente, dis die woord van die Here. Ons lees net tot sover. Julle, ons lees dikwels hierdie teksgedeelte heeltemal te vinnig. Ons ken die einde, ons weet wat gebeur het, ons weet Jesus het opgestaan, die graf is leeg, ons weet ook dat die vreemdeling op die pad Jesus is. Maar onthou, die Emmausgangers het niks hiervan geweet nie. Hulle leef nog in die donkerte van Vrydag. Hulle stap nog met hierdie diep pyn van dit wat op Golgotha gebeur het. Vir ons om hierdie verhaal regtig waar reg te verstaan, moet ons vir 'n oomblik vergeet dat ons weet en probeer voel wat hierdie ouens gevoel het. Want die verhaal oor die Emmausgangers begin nie met vreugde nie. Dit begin met teleurstelling, met verwarring, met gebroke drome, met twee mense wat probeer sin maak het van dit wat die afgelope paar dae gebeur het. Gemeente, hierdie ouens was ook ouens wat agter Jesus aangestap het, wat Jesus gevolg het. Hulle het hom gesien preek, hulle het hom gesien mense genees, hulle het gesien hoe krepeles begin loop, hoe mense wat nie gesien het nie, sien, hoe dooies uit die dood uit opstaan. Stel jouself dit voor. Dis die goeters wat hierdie Emmausgangers beleef het. Hulle het gesien hoe duisende mense agter Jesus begin aanstap. Hulle het gehoor hoe Jesus praat. En dat hierdie ou van Nasaret met gesag praat, soos wat hulle nog nooit van tevore gehoor of beleef of ervaar het nie. En met dit alles het daar hierdie diep verwagting binne hulle begin groei. Miskien is hy die een. Miskien is hy die Messias. Miskien is hy die koning waarop Israel al vir eeue wag. Miskien is hy die een wat hierdie juk van die Romeine gaan breek. Miskien is hy die een wat die kroon en die troon van Dawid gaan herstel. Miskien gaan God uiteindelik sy volk verlos. Hierdie ouens het begin groot droom. En soos alle mense, het hulle nie net in Jesus geglo nie. Sonder dat hulle dit kon keer, het dit 'n bietjie van 'n stappie verder gegaan. Hulle was heel moontlik ook daaraan skuldig, dat hulle verwagtinge
in Jesus begin inweef het. Want dit is mos maar hoe dit in baie gevalle werk. Ons glo in Jesus, maar terselfdertyd bou ons ook 'n prentjie in ons eie koppe van hoe God behoort te werk. Wat veronderstel is om te gebeur. Maar julle, toe kom Vrydag. Arrestasie. Valse getuienis, bespotting, geeseling, dorings, spykers, 'n kruis en 'n graf. En skielik lê al daardie drome, al daardie hoop saam met Jesus begrawe. Nou, hulle probleem was nie ongeloof nie. Hulle probleem was ontnigtering. Hulle het Jesus gevolg, hulle het gehoop, hulle het in hom geglo, en nou dink hulle, alles het misluk. Alles was te vergeefs. Ek dink, die gesprek tussen hulle op daardie pad was nie maar net nog 'n Bybelstudie nie. Dit was waarskynlik iets wat baie rou was. Iets wat hier binne in hulle gebreek het. Een sê dalk, ek kan dit nie verstaan nie. Die ander een antwoord, ek ook nie. Hoe kon God dit toelaat? Ek weet nie. Ek het regtig waar gedink dat hy die een is. Ek het ook. Ek het gedink Jerusalem gaan anders eindig. Ek ook. Daar is iets verskriklik diep menslik hierin. Want wanneer groot teleurstelling kom, probeer ons altyd, soos jy weet, die stukkies bymekaar sit. Ons speel die gesprekke oor en oor in ons koppe af. Ons dink by onsself, as ek maar net dit en dit gedoen het, sou miskien 'n ander uitkoms gewees het. As ek net vir Jesus kon oortuig om iets te sê vir Pontius Pilatus, sou hy nog by my gewees het. Ons herkou die gebeure. Ons probeer verstaan. Ons probeer sin maak. En dit is presies wat hierdie ouens ook gedoen het. Lukas sê, hulle was besig om te praat en te redeneer. Letterlik, om alles uit te pluis. Om die legkaartstukkies weer aan mekaar te probeer sit. En dan kom seker een van die hartseerste sinne in die hele Bybel. Vers 21, volgens die 83 vertaling. Ons het gehoop dat hy die een was wat Israel sou verlos. Nie ons hoop nie, maar ons het gehoop. Hulle hoop leef in die verlede. Die droom is verby, die verwagting is dood. Gemeente, soms is die grootste pyn nie dit wat wel gebeur het nie. Soms is die grootste pyn juist dit wat nie gebeur het nie. Die afspraak by die sielkundige of die dominee, wat jy gehoop het dinge sou verander, maar jy voel nog presies dieselfde. Die kind wat jy gedink het, sou terugkeer. Die werk wat jy gedink en gehoop het, uiteindelik sou uitwerk. Die bediening wat jy gedink het,
sou groei. Die gebed waarvoor jy al jare lank gevra en gewag en voorgehoop het om waar te word. Die diepste teleurstelling in die lewe kom dikwels wanneer ons op 'n plek kom waar ons nie meer anders te kan nie, al probeer ons om te sê, maar ek het gehoop. Die Emmauspad is 'n plek waar gebroke hoop wandel. Tog, op hierdie pad van gebrokenheid, julle stap Jesus al reeds saam. En dit is die wonder. Terwyl hulle dink alles is verby, is Jesus reeds langs hulle. Dit oorweldig my. Terwyl hulle dink God het van hulle vergeet, het God reeds hulle in hulle gebrokenheid gevind en gevang. Terwyl hulle dink hierdie storie het sy einde bereik, het die ware verhaal slegs pas begin. Dit is een van die mooiste waarhede van die evangelie. Ons raak dikwels bewus van God by ons, wanneer hy al reeds lank besig met ons is, wanneer hy al reeds hard aan die werk is. Die Emmausgangers dink hulle is besig om die verhaal van Jesus te ontleed, maar eintlik is Jesus reeds besig om hulle verhaal te herskryf. Dit is so merkwaardig. Hulle kyk na Jesus, hulle hoor Jesus, hulle praat met Jesus, hulle praat ook oor Jesus, maar hulle erken hom nie. Hoekom? Omdat hulle oë nog vasgevang was in hulle eie verwagtinge. Hulle het 'n oorwinnende koning gesoek. Hulle kon nie dink dat die gekruisigde Messias wel die ware Messias was nie. Hulle het nog nie verstaan dat God 'n groter plan het as dit wat hulle vir hulle self gedroom het nie. Gemeente, soms erken ons ook nie die Here se werk nie. Juis omdat ons vaskyk in ons eie verwagtinge. Ons kyk na geslote deure, maar dalk is God besig om ander deure oop te maak. Ons kyk na gebroke drome, maar dalk is God besig met die groter verhaal. Ons kyk na die kruis, maar God is reeds besig met die opstanding. En terug by die Emmausgangers, wat doen Jesus? Hy gee nie onmiddellik die antwoorde nie. As ons kyk na wat gebeur, sien ons ook dat hy nie onmiddellik homself openbaar nie. Hy begin by die skrif, van Moses af, deur die profete. Hy kyk na die hele Ou Testament. Hy beklemtoon dat die kruis nie 'n ongeluk was nie. Dit was God se plan. Die Messias moes ly. Die Messias moes sterf. Die Messias het opgestaan. Wat hulle as nederlaag gesien het, was eintlik oorwinning. Wat hulle as die einde gesien het, was eintlik die begin. Wat hulle as verlies gesien het, was eintlik redding. En terwyl hy so praat, gebeur daar iets. Maar daar gebeur nie iets in hulle oë nie. Daar gebeur iets in hulle harte. En later sê hulle, was ons harte nie brandend in ons, toe hy met ons op die pad gepraat het nie. Een van my oupa
se gunsteling gebede. Here, laat ons harte warm raak, soos U saam met ons beweeg. Dit gemeente, dit is die middelpunt van hierdie verhaal. Voordat hulle hom herken, is daar klaar iets warms in hulle harte. Voordat hulle nog alles verstaan, word hulle harte reeds warm. Voordat hulle die antwoorde kry, ervaar hulle hoe hulle harte warm word. Die Heilige Gees begin reeds werk. Christus maak reeds lewe wakker. Hoop begin reeds terugkeer. Geloof begin reeds asemhaal. Nou, ek dink presies dit is een ding waarna ons as gemeente moet verlang. Nie bloot vol programme nie, nie net suksesvolle funksies nie, ook nie net goeie bywoning nie, maar julle harte wat warm word. Want dit is wat die Here doen. Hy maak harte warm. Warm vir mekaar. Warm vir sy koninkryk. Warm vir mense wat nog nie 'n pad saam met hom loop nie. Wat hom nog nie ken nie. Ons gemeente se visie sê, ons almal saam in diens van Jesus Christus, oral, altyd en in alles. Die Emmausgangers wys vir ons hoe dit lyk. Jesus ontmoet mense nie net in die tempel nie. Hy ontmoet mense nie net in 'n erediens of by formele godsdienstige oomblikke nie. Hy ontmoet hulle op die pad. In eenvoudige gesprekke om 'n tafel by 'n ete. Tussen gewone mense. Daarom het ons gemeente so vir my uitgespring toe ek besig was met hierdie teks. Ek het begin dink aan die bazaar, die wynveiling, die voedselfees, die spoelklippe, die lewensvreugdefees, die familiebraai. Dit is maklik om daarna te kyk as bloot gebeurtenisse, net fondsinsamelings, sosiale aktiwiteite. Maar wat as ons anders begin kyk? Wat as die Emmausgangers ons leer om te kom, selfs na sulke dinge toe met geestelike verwagting? Want dink net, iemand kom bazaar toe. Hy kom nie net om pannekoek te koop nie. Hy ontmoet dalk iemand wat opreg belangstel in sy lewe. Iemand luister. Iemand gee om. Iemand nooi hom ook dan om later deel te vorm van dit wat die gemeente mee besig is. En sonder dat hy dit besef, stap Jesus deur sy liggaam langs hom op die pad. Iemand sit by die gesinsbraai. Sy kom eintlik met swaar bagasie. Niemand sien dit nie. Sy is al so gewoond om dit weg te steek agter die glimlag. Maar deur 'n eenvoudige gesprek hoor sy weer iets van God se genade. Iets gebeur. Haar hart word warm. Nie omdat die burgers wat mossie braai so ongelooflik lekker is nie, maar juis omdat Christus teenwoordig is. Iemand stap by spoelklippe saam met 'n ander gelowige op pad na ete toe. Die gesprek begin by die weer, dan oor die kinders, kleinkinders,
dan oor die lewe. En uiteindelik, sonder dat hulle dit bedoel het, oor geloof. En skielik ontdek 2 mense dat hulle nie alleen is nie. Die Gees bou gemeenskap. Harte word warm. Geliefdes, dit is hoe die koninkryk van God dikwels werk. Nie altyd deur dramatiese vertonings nie, maar baie keer deur klein ontmoetings, keer op keer op keer. Jesus op die pad, Jesus om die tafel, Jesus in die gesprek, Jesus tussen mense. Maar die ding is wel, terwyl ons al hierdie dinge kan doen, en terwyl dit so reg kan wees, terwyl ons super suksesvolle geleenthede kan aanbied, al kan ons goeders baie goed fasiliteer en organiseer, al het die leierskap uitstekende beplanning vir die jaar wat voorlê, is dit moontlik vir ons harte om koud te bly. Hierdie 2 ouens in ons teksgedeelte herinner ons dat die grootste wonder nie is dat hulle 'n lesing oor geloofsgeskiedenis gehad het nie. Die grootste wonder was dat hulle harte brandend geword het. Want waar Jesus geëer word en sy teenwoordigheid regtig waar die meeste fokus geniet en mense besef dat hy in sy almag teenwoordig is, julle daar is dit onmoontlik vir harte om koud te bly. Daar kom verwondering, daar kom liefde, daar vloei vreugde. Daar kom nuwe hoop. Daar kom nuwe energie vir die koninkryk van God. En dan uiteindelik aan tafel herken hulle hom. Skielik sien hulle. Skielik verstaan hulle. Skielik val alles in plek. Die kruis was nie die einde nie, die dood was nie die einde nie, die graf was nie die einde nie. Jesus leef. En die oomblik toe hulle hom herken, verdwyn hy. En waarom gebeur dit? Wel, omdat hulle nou nie meer deur sig hoef te leef nie. Hulle leef nou deur geloof. Nou weet hulle, die opgestane Christus is werklik teenwoordig. Selfs wanneer hulle hom nie sien nie, is hy teenwoordig. En dadelik staan hulle op. 7 myl terug Jerusalem toe, in die nag, in die donker, moeg, maar tog vol lewe. Sien die gemeente, ontmoeting met Jesus verander 'n mens se rigting. Mense wat wegloop, draai om. Mense wat moed verloor, kry nuwe moed. Mense wat hoop verloor, ontdek iets nuuts waarin hulle kan hoop. Mense wie se harte koud geword het, begin weer brand. Dalk is die grootste gebed vir ons vir die week wat voorlê, nie Here, gee vir ons suksesvolle geleenthede nie. Nie Here, gee vir ons gemeente groter getalle nie. Nie Here, laat alles tog asseblief net glad verloop nie. Maar eerder, Here,
laat ons harte warm word. Laat ons die teenwoordigheid beleef in die volgende bazaar. Laat ons die teenwoordigheid beleef met die wynveiling wat voor lê, met die voedselfees, wanneer ons op toer gaan met die spoelklippe. Here, wanneer ons Sondag na Sondag as gemeente by mekaar kom vir 'n erediens. Laat ons nie net aktiwiteite aanbied nie. Laat ons 'n gemeente wees waar mense saam die pad stap. Waar mense luister. Waar mense omgee. Waar die Gees eenheid bewerk. Waar Christus teenwoordig is. En waar mense uiteindelik wanneer hulle huis toe gaan kan sê, ons het hom dalk nie raak gesien nie. Ons het dalk nie alles verstaan nie. Maar een ding weet ons. Ons harte het warm geword. Kom ons bid saam. Here, ons is so dankbaar dat U saam met ons die pad stap. Soos die dag met die opstanding, toe U met die Emmausgangers gestap het. Ons bely, Here, dat baie keer as gevolg van omstandighede, uitdagings, programme, ritmes, staar ons ook vas in ons eie verwagtinge, selfs so baie dat ons nie vir U kan herken nie. Help ons, Here, asseblief deur die Gees, om te besef U is teenwoordig by my, by elke een van hierdie lidmate wat hier sit, en ook by ons as gemeente. Here, dit maak ons harte warm. Dit gee vir ons moed. Dit laat ons toe om te droom. Ons vra, Here, dat U ons sal help om U raak te sien. Ons bid in Jesus naam. Amen. Gemeente, baie dankie. Ons sluit vanoggend af met ons slotlied. Ons kan staan en dit saam sing, liedboek 440. Kom ons staan en sing saam. Gemeente, kom ons ontvang die seën van die Here en seën mekaar daarna met die seënlied. Mag die genade van ons Here Jesus Christus, daardie selfde Jesus wat saam met jou stap, die liefde van God ons Vader en die troos, die nabyheid van die Heilige Gees,
met elkeen van ons wees. Amen. Kom ons seën mekaar.